Goeiemiddag, dit is Sondag en dit is die 7de Junie. My voorreg om bietjie met jou te gesels. Ja, bietjie later is gewoonlik. Ek was bietjie oulik hierdie week en so bietjie lyfseer gehad, maar ek voel dan heel wat beter. En ek het myself gesê, voor hierdie dag verby is, gaan ek nog hierdie woord bring. Vanoggend 'n wonderlike boodskap geluister en dit het my geïnspireer om hierdie boodskap vandag vir jou te bring. Nou ja, ons gaan ook 'n bietjie nagmaal hou, as jy nagmaal by jou het. Ons doen dit altyd op Sondag, dis altyd 'n wonderlike ding. Ek weet, my ou groot vriend Dawie Joubert, daar uit Zimbabwe, sê altyd vir my, hulle geniet dit ook saam met my. Wat 'n groot voorreg om dit te kan doen. Maar voor ons enigiets doen, kom ons vra net die Here dat hy ons vandag sal lei. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord, dankie vir elke dag, dankie vir lewe, dankie vir asemhaling. Dankie vir gesondheid, dankie vir kinders, dankie vir kos, vir klere, vir u goedheid, u genade. Here, baie dankie vir alles. Ons loof en prys u eer. Here, kom seën hierdie boodskap vandag in Jesus se naam. Amen. Nou ja, soos julle almal weet, julle wat hier in Suid-Afrika bly, as jy so buite jou uitkyk, dan voel jy verseker die temperatuur verander. Jy hoef dit nie net te voel nie, gaan kyk sommer net in die blaartjies. Hierdie pragtige, mooi groen blare word geel en rooi en dit val af en dan lê dit die strate vol en dan waai die wind dit en dan sny hierdie ou windjie daar van die Kaapse kant af ons oral dat ons bibber soos ons koud kry. Nou ja, dit beteken net een ding. Ons seisoen het verander. Ons is nou in herfs en dan gaan ons in winter in. En dan is dit asof alles doodstil slaap. Ja, jy is reg, baie diere kruip onder die grond in, baie diere sien jy nie meer nie, baie diere hiberneer, so het die Here ons almal gemaak. En ons arme ou mensies hier op die aarde kry lekker koud, veral ek. Ek wil nie kla nie, ek wil sê, dis wat die Here so bestel. Dit is seisoene, seisoene is daar. En dan een van die dinge wat ek nogal baie interessant vind, wat ek vandag oor wil praat, is in die winter, is daar iets merkbaar. Die herstel in die natuur is vir my so merkbaar. Jy weet hoe, jy sien hoe 'n boom groei, hoe hy dan sy blare verloor, en dan lyk dit asof hy mors dood is. En dan is daar 'n baie belangrike eienskap. Jy moet op 'n stadium daai boompie so mooi ophou, dat jy vir jou 'n ou snoeiskerp kry. En dan begin jy om in te klim. Veral met rose, het jy al gesien. As jy rose nie gaan tem nie, gaan jou ou rosies maar baie eenvoudig wees. En vandag wil ek juist daaroor praat. Juist oor die snoei in 'n mens se lewe. En so kom die woord ook, en hy vertel ook dat die Here wil ook ou takke en droë takke van ons snoei. As ook willelote. Jy's reg. Baie keer het jy al gesien, ek het hier so 'n rank roos hier by my. Jongens, jy sien, dan kom maar nuwe lote uit. Hulle skiet die hoogtes in. En as jy nie vinnig hulle keer nie, dan vat hulle al die krag van die moederplant, van die moederstam. En dan bly daar nie 'n mooi roosie oor, wat in die einde van die dag daar vir jou is om te geniet nie. Nou, ek gaan vir jou lees vanmôre, en ek gaan vir jou lees uit Johannes 15, uit een van my gunstelinge. Ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. En elke keer, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. As jy nie vrug dra nie. En ek gaan juist bietjie praat oor daai vrug. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Is dit nie mooi nie? Ek dink dis een van die grootste eienskappe van 'n Christen, is die vrug wat jy dra. En dit is daai ou lote wat nou weggesny is, want hulle moet vuurmakhou toe gaan, man. Hulle moet nie nog hulle dra nie. Daar, hulle hang net aan hierdie lyf van jou, aan jou geestelike lyf. Hulle moet afgesny word. Daai goed van verlede jaar, wat nou verdroog is, hulle moet weg. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself nie, as dit nie in die wynstok bly nie, so sal julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Dis baie interessant, as jy nou hierdie pragtige stam kry, en in daai stam is daar lote, en in daai lote is dit baie belangrik, dat hierdie lote moet mooi skoon gesny word, want daar gaan 'n tyd kom, daar gaan daai vrug binnekant in daai plant, uit die moeder
plant uit die moederstam uit, kom daai vrugte, en die kwaliteit van vrugte gaan bepaal die mate van hoe daar gesnoei is. Dis eintlik wat ek wil sê. Snoei beteken bloei, beteken groei. En dit is eintlik die groot ding van die lewe. Dit is nou winter. Ja, ek weet, hier in Junie maand se kant is dit die tyd. Ek onthou altyd my ma het gesê, jy met die wilgerboom se latte, se lote, moet jy in Junie maand gaan sny, dan druk jy hulle daar aan die dam in, dan los jy hom, en as jy weer sien September, dan kom hy uit, en dan onder het hy pragtige worteltjies gemaak. Jy is reg, wanneer niemand hom raak sien nie, dan kom hy uiteindelik uit, en met eens is almal te bly. Ek wil oor die volgende praat, die woord vrug. Jy sien, as ons nie gesnoei word nie, kan ons nie vrug dra nie. Nou, julle ken mos nou die vrug van die vlees, julle ken die vrug van die gees, en dan ken jy die vrug van die vlees. Nou ja, die vrug van die gees is baie belangrik. Dis daai ene van liefde en selfbeheersing, getrouheid. Daai is alles die eienskappe wat die Here wil hê ons moet in ons hê. Dis die vrug. Dis waar mense ons sal ken. Glo my, mense sal eendag jou ken. As hulle langs jou graf staan, gaan hulle so vir daai ou kus kyk, dan gaan hulle praat oor, ou tog hierdie ou korrelkop. Hy was dan so hardkoppig gewees. Hy wou nooit sê hy is jammer nie. Hy het nie daai liefde gehad nie. Hy het nie selfbeheersing gehad nie. Hy het nie dit gehad nie. Dis wat die mense gaan sê. Maar wat belangrik is wat die Here gaan sê. So vandag is my uitdaging aan jou. Wat is jou vrug? Want vrug word net bepaal die mate wat jy toelaat dat jy gesnoei word. En snoei is nie maklik nie. Snoei is seer. As hulle in jou kom vat en hulle sny af van jou, dis nie maklik nie, dis nie lekker nie. Maar die rukkie gaan daai wond wees, maar hy sal toegaan. Verskoning, maar hy gaan die vrug soveel meer beter maak. Dis net wat ek vandag wil sê. Ons moet toelaat dat ander mense ook in ons lewe kom snoei. Ander mense wat inspraak het. Jy moet 'n mentor in jou lewe hê, wat jou help, nie om jou te verneder nie, maar om vir jou te kan sê, wie wat, jou vrug is nie lekker nie. Ek hoor dit, ek beleef dit, ek sien dit, ek proe dit. Jy moet verander. Kan jy toelaat dat ek bietjie by jou kom afsny? Eendag het iemand 'n mooi ding gesê by 'n mannekamp. Baie keer sien ons nie die bosluise op ons lyf nie. Onthou jy op die plaas, toe daai ou groot beeste daar in daai dip gespring het. Ja, dit was vir hulle verskriklik ongemaklik. Hulle koppe word onder die water ingegaan, en dan spring hulle in hulle bulk, en hulle is in 'n druk gaan in. Maar oral onder hulle bene, en lieste, en stert, en oral is die ou bosluise, en hulle kan nie dit self verwyder nie. En baie keer het ons 'n ander persoon nodig om jou te help, om al hierdie bloedseiers en bosluise van jou af te haal. Dit is wat boetas en sissies vir mekaar moet doen. Vanoggend kom ons, en vandag kom ons, en ons vat die brood, en ons sê, Here, dankie dat U gekom het, dat ons gesnoei kan word, dat ons gebloei kan word. Dankie dat U gebloei het, dat ons kan vrug dra. Dankie, Jesus. Dink nie, ek kan veel meer sê as dit nie. Dankie, Jesus. Ek wil hê vandag, vat saam met my hierdie broodjie, breek hom, en sê, dankie, Jesus. Dankie dat U gebloei het, sodat ek die ewige lewe kan hê. Kom ons eet dit tot sy gedagtenis. Dan die nagmaal wyn. Dankie, Jesus, dat U gesterf het, gebloei het, sodat ons kan lewe, sodat ons versoen kan word met die Vader, sodat ons kon vrug dra. Kom ons drink dit tot sy gedagtenis. Dankie, Hemelse Vader, vir die woord. Here, vat alles weg, wat nie kan help dat ek beter vrug kan dra nie. Here, asseblief, sny af al die droë hout, al hierdie willelote, dat ek kan word soos U wil hê ek moet wees. Ek loof en prys U naam. Amen. Geseënde dag vir jou, wonderlike week, geniet die winter, en laat toe dat iemand jou so bietjie snoei,
En so 'n bietjie al die droë takke afsny. Onthou, jou beste lê voor. Totsiens.